Ons gaan die erediens nou begin. Vandag kom ons na die Vader wat ons roep om naby hom te leef. Hy ontvang die wat terugkeer. Hy herinner die wat naby is dat alles aan hom behoort. Ook kom ons nie om God se guns te verdien nie, maar om sy genade te ontvang. Daarom aanbid ons hom met vreugde as sy kinders en erfgename deur Jesus Christus. Mag die Here ons harte oopmaak vir sy woord, ons geloof versterk deur sy Gees en ons vrede en vreugde laat vind in die voorreg om sy kinders te wees. Ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Genade en vrede vir julle. Daar is min gelykenisse in die Bybel wat so goed bekend is as ons skrifgedeelte vandag. Meeste van ons ken dit as die gelykenis van die verlore seun. Maar in die 2020 vertaling is die opskrif die gelykenis van die pa en die twee seuns. En dit is nogals belangrik, want die storie gaan beslis nie net oor een verlore seun nie, maar eintlik oor twee. En die hoofkarakter van die verhaal is ook nie eers een van die seuns nie, maar eintlik die liefdevolle vader. Kom ons lees saam uit die 2020 vertaling. Lukas 15 vers 11 tot 32, die gelykenis van die pa en sy twee seuns. Verder het hy gesê, 'n man het twee seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jongste seun al sy goed in geld omgesit en na 'n ver land gereis. En daar, alles wat hy besit het hy deur sy losbandige leefwyse verkwis. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek en hy het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van daardie land se inwoners wat hom na sy boerdery gestuur het om sy varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die peule wat die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Toe het hy egter tot sy sinne gekom en gesê, hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal opstaan en na my pa gaan en vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie langer werd om u seun genoem te word nie. Behandel my soos een van u dagloners. Hy het toe opgestaan en na sy vader gegaan. Hy was nog ver weg toe, het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry en na hom gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy vader, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee. Bring gou 'n lang stola, die beste een, trek dit vir hom aan. Gee vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en fees vier. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Toe het hulle begin fees vier. Die oudste seun was in die veld, en toe hy terugkeer en naby die huis kom, hoor hy musiek en 'n gedans. Hy roep toe een van die dienaars en verneem by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord, en jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het.
Hy het briesend kwaad geword en wou nie ingaan nie. Maar sy vader het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy het vir sy vader gesê, kyk, ek sloof my al soveel jare vir u af en het nog nooit 'n opdrag van u verontagsaam nie. En vir my het u nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Maar toe hierdie seun van u terugkom wat u besittings op prostituie uitgemors het, slag u vir hom die vetgemaakte kalf. Toe sê hy vir hom, my kind, jy is altyd by my en alles wat myne is joune. Ons moet feesvier en bly wees, want jou broer was dood en hy het lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Dit is die woord van die Here. Nou Jesus vertel hierdie gelykenis nadat die Fariseërs en die skrifgeleerdes begin kla het. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Die jongste seun verteenwoordig die tollenaars en die sondaars wat openlik teen God gerebelleer het. Maar die oudste seun verteenwoordig die Fariseërs. Baie van ons kan onsself met die jongste seun vereenselwig, tye in ons lewens wat ons weggedraai het van die Here af. Wat ons baie tevrede was om alles te ontvang wat die Here ons meer seën, maar dan te sê, maar ons het eintlik nie vir God nodig nie, ons kan hierdie eintlik op ons eie doen. Maar die oudste seun verteenwoordig die Fariseërs. En as ons eerlik is, verteenwoordig hy ook baie gelowiges vandag. Ons dink gewoonlik die grootste gevaar is om soos die jongste seun weg te hardloop van God af. Maar Jesus wys vir ons dat daar nog 'n manier is om eintlik verlore te wees. Jy kan in die Vader se huis woon, elke Sondag kerk toe gaan, elke Bybelstudie bywoon, getrou dien, en tog nog steeds leef soos 'n slaaf in plaas van 'n seun. Wanneer ons aan die twee broers kyk, lyk hulle heeltemal verskillend. Die jongste seun sê, gee wat my toekom. Hy vat sy erfdeel, hy verlaat die huis, hy mors alles, sy sonde is sigbaar. Die oudste broer doen presies die teenoorgestelde. Hy bly, hy werk, hy gehoorsaam, hy doen alles reg. Maar Jesus wys dat eintlik het albei van hulle presies dieselfde probleem. Albei wil die Vader se gawes en seën hê, maar sonder om 'n verhouding met die Vader self te hê. Die jongste broer probeer geluk buite die huis gaan soek. Die oudste broer probeer geluk binne die huis verdien. Die een rebelleer openlik, die ander een rebelleer godsdienstig. Die een sê, ek het nie nodig nie. Die ander een sê, ek sal wys hoe nodig u my het. Albei van hulle leef eintlik net vir hulle self. En ons ken die toneel van die jongste seun wat huis toe kom. Rembrandt se beroemde skildery vang hierdie oomblik op 'n ongelooflike manier vas. Alles rondom die toneel is donker, maar die Vader en die Seun word in warm lig omvou. Die Seun kniel, sy klere hang in flarde. Een skoen het heeltemal afgeval, die ander een is verslete. Dink hy ruik nog na die varke. Hy het niks oor om aan te bied nie. En hy het sy toespraak selfs ingeoefen. Behandel my soos een van u dagloners. Luister na hoe hy dink. Hy dink nog steeds soos 'n werknemer. Hy glo dat hy sy pa se liefde nou moet terugverdien.
Hy dink, ek sal hard werk, ek sal myself bewys, ek sal wys hoe jammer is ek. Maar voordat hy sy toespraak kan klaarmaak, hardloop die Vader hom tegemoet. Hy omhels hom, hy soen hom, hy gee vir hom die beste kleed, 'n ring, sandale en 'n feesmaal. Die Vader sê as ware, jy kom nie terug as 'n werknemer nie, jy kom huis toe as my seun. Genade herstel nie net sondes nie, genade herstel ons identiteit. En dan gebeur daar iets merkwaardig. Die fokus skuif van die jongste broer na die oudste. En skielik besef ons dat hierdie eintlik die hoogtepunt van die verhaal is. Want die oudste broer weier om in te gaan. Hy staan buite, hy hoor die musiek en die feesvier en die gelag, maar sy hart word al hoe harder. Hy word kwaad, briesend kwaad. Nie omdat sy broer teruggekom nie, maar omdat sy vader sy broer met genade ontvang het. Hy sê, al hierdie jare dien ek u. En hier lê iets besonders in sy woorde. Die Griekse woord wat hy gebruik vir dien is douleua. Dit beteken letterlik, ek werk soos 'n slaaf. Met ander woorde sê hy, pa, ek was nog nooit u seun nie. Ek was nog altyd u werknemer. Wat 'n tragiese belydenis. Hy het jarelank in sy pa se huis gewoon, sonder om ooit regtig tuis te voel. En hoe lyk 'n slaaf se geloof? 'n Slaaf dink, as ek net genoeg bid, sal God my lief hê. As ek net genoeg dien, sal God my seën. As ek nooit foute maak nie, sal God my aanvaar. 'n Slaaf leef voortdurend met skuld. Hy's bang om te misluk. Hy vergelyk homself gedurig met ander. Hy raak jaloers wanneer God iemand anders seën. Hy raak bitter wanneer ander genade ontvang. Hoekom? Want alles moet verdien word. Die oudste broer sê, ek het nog nooit een opdrag oortree nie. Kan julle hoor hoe hy sy CV voor sy vader oopvou? Hy lys sy prestasies. Hy herinner sy vader aan sy diensjare. Hy hou boek van alles wat hy gedoen het. En ironies genoeg, doen hy presies dieselfde as sy jonger broer. Die jongste sê, gee vir my erfdeel. Die oudste sê, ek het my erfdeel verdien. Albei fokus op die seëninge en die gawes van die Vader, maar hulle sien nie die Vader se liefde raak nie. En een van die mooiste gedeelte van hierdie gelykenis gebeur maklik onopgemerk. Die Vader het uitgehardloop na die jongste seun toe, en nou stap hy weer uit, hierdie keer na die oudste toe. Selfs sy bitterheid keer nie die Vader se liefde nie. En die Vader pleit, hy nooi, hy smeek, hy praat mooi. En dan hierdie ongelooflike woorde, my kind, nie dienaar nie, nie werknemer nie, nie onderdanige nie, kind. In die Grieks staan daar teknon, my geliefde kind. Jy is altyd by my en alles wat aan my behoort, behoort ook aan jou. Hoor julle wat die Vader sê? Waarom leef jy soos iemand wat niks besit nie? Jy is reeds 'n erfgenaam. Ek wonder hoeveel gelowiges vandag leef soos die oudste broer.
Ons dien, ons werk, ons reël, ons organiseer, ons bid, ons gee, ons lees ons Bybel. Maar diep binne in ons, glo ons nog steeds, as ek net genoeg doen, sal God tevrede wees. Maar ons raak uitgeput, en ons raak bitter. Ons vergelyk onsself met ander, en ons voel net nooit goed genoeg nie. Ons leef met die gedagte dat God altyd effens teleurgesteld in ons is. Maar dit is nie die boodskap van die evangelie nie. Die evangelie sê, jy werk nie vir God se liefde nie. Jy leef vanuit God se liefde. Jy gehoorsaam nie om aanvaar te word nie. Jy gehoorsaam omdat jy reeds aanvaar is. Paulus skryf in Romeine 8 vers 15, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, Vader. En in Galasiërs 4 sê hy, jy is dus nie meer 'n slaaf nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is, dan is jy ook 'n erfgenaam deur God. Dit verander alles. 'n Slaaf vra, wat moet ek doen? 'n Seun vra, wie is my vader? 'n Slaaf werk vir goedkeuring. 'n Seun leef vanuit goedkeuring. 'n Slaaf is bang. 'n Seun vertrou. 'n Slaaf hou telling. 'n Seun vier genade. Wanneer Rembrandt hierdie toneelskilder, plaas hy die oudste broer doelbewus naby die vader. Net 2 tree weg. Maar emosioneel lyk dit of hy duisende kilometers weg is. Sy arms is styf teen sy lyf. Sy gesig is koud. Sy oë kyk sonder deernis. Die jongste broer lê vuil en gebreek teen sy vader se bors, maar hy is tuis. Die oudste broer staan net 'n paar tree verder, maar hy is steeds verlore. Dis moontlik om elke Sondag in die kerk te wees en nog nooit die Vader se liefde regtig te leer ken nie. Dit is moontlik om jou hele lewe God te dien, sonder om ooit sy vaderhart te geniet nie. En dan eindig die gelykenis vreemd. Ons hoor nooit of die oudste broer ingaan nie. Jesus los die einde oop. Hoekom? Omdat die oudste broers nie net die fariseërs teenwoordig nie, maar elkeen van ons ook. Die vraag is nie, het die oudste broer ingegaan nie. Die vraag is, sal ek ophou om God se liefde te probeer verdien? Sal ek ophou om myself met ander te probeer vergelyk? Sal ek ophou leef as 'n werknemer van God se huis? Sal ek glo dat deur Jesus Christus ek reeds 'n geliefde kind van God is? Die Vader staan vandag nog met oop arms vir die rebelse seun, maar ook vir die godsdienstige seun. Vir die een wat ver weg is en vir die een wat al jare lank in die kerk sit, maar nog nooit werklik rus gevind het nie. En die uitnodiging is dieselfde. Kom huis toe. Nie as 'n slaaf nie, en nie as iemand wat homself moet bewys nie, maar as 'n geliefde seun, as 'n geliefde dogter. Want in Christus is ons nie werkgewers in God se huishouding nie. Ons is kinders. En kinders leef nie uit vrees nie. Hulle leef uit liefde. En hulle erf alles wat aan hulle Vader behoort. Kom ons sluit ons oë in gebed.
Hemelse Vader, dankie dat U hart altyd oop staan vir U kinders. Dankie dat U nie wag dat ons onsself eers reg kry voordat U ons omhels nie. Dankie dat U ons in Jesus Christus nie as slawe ontvang nie, maar as geliefde seuns en dogters. Here, ons bely dat ons dikwels soos die jongste seun van U af wegdwaal. Ons soek vervulling op plekke waar dit nie gevind kan word nie. Vergewe ons en trek ons telkens terug na U toe. Maar ons bely ook dat ons dikwels soos die oudste seun leef. Ons probeer U liefde verdien deur ons harde werk, ons getrouheid en ons prestasies. Ons raak soms trots, soms bitter en soms jaloers wanneer ons onsself met ander vergelyk. Vergewe ons wanneer ons vergeet dat alles wat ons het, U genade is. Vader, leer ons om U werklik te ken. Nie net om vir U te werk nie, maar om saam met U te leef. Help ons om elke dag te onthou dat ons deur Christus aangeneem is as U kinders en dat ons mag uitroep, Abba, Vader. Vul ons met die Heilige Gees sodat ons nie uit vrees sal leef nie, maar uit vertroue. Nie uit skuld nie, maar uit dankbaarheid. Nie as slawe probeer bewys dat hulle goed genoeg is nie, maar as erfgename wat rus in die liefde van die Vader. Maak ons ook mense wat ander met dieselfde genade ontvang, waarmee U ons ontvang het. Bewaar ons daarvan om met veroordelende oë te kyk. Gee vir ons 'n hart wat saam met die hemel kan juig wanneer iemand huis toe kom. Terwyl ons nou hier weggaan, herinner ons daaraan dat ons identiteit nie lê in wat ons doen nie, maar in wie ons is. Ons behoort aan U, ons is U kinders, en niks kan ons skei van U liefde wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. Ons bid dit in U kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Amen. God die Vader sal U altyd lief hê. God die Seun sal U altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal U altyd vertroos en in sy waarheid lei. Amen. You've been walking such a long road, carrying what you cannot name. The weight of years, the quiet sorrow, the distance from where you came. But there is still a light on for you. There is still a place prepared. No matter how far you have wandered, you are still beyond compare. You don't